Hallo en goeiemôre julle. So vandag gaan ek gou vir julle wys hoe kan ons die Vitacolor gebruik tot die volste van sy potensiaal, as mens dit seker maar so kan sê. Maar in elk geval so, dit is die Crayolan se Vitacolor en ek gebruik die kleur Fellow. So as jy wil sien, ek het nou reeds my skincare gedoen, as jy wil sien hoe ek dit gedoen het, gaan asseblief terug na my vorige YouTube video daar waar ek dit vir julle alles mooi verduidelik. Ek het wel 'n vroutjie gekry wat vir my gevra het wanneer kom SPF in. Nou ek het klaar my gesig gewas, getoon, geserum, gemoisturize. So gaan julle nou wys waar kom die SPF in. Nou jy kan enige SPF van jou keuse gebruik. Ek verkies hierdie en hy werk vir my verskriklik lekker. Hierdie eentjie van La Roche-Posay. En hy kom basically na jou moisturizer voor jou primer of voor jou gremering. So as jy 'n lekker primer het of 'n lekker SPF het, gaan jy nie noodwendig nodig hê vir 'n primer nie. Maar ek sit sommer net so, ek kom net bietjie vorentoe skud. Ek sit sommer net so bietjie op my gesig. Dis maar net vir bietjie sonbeskerming. En dan natuurlik vryf ons hom net lekker in die vel in. Lekker oralste. Oor die oogies, nooit vergeet oor die oor nie. En dan wat ook al oorbly, gaan ek net in my nek mee af. En julle weer eens, te veel produk is ook nie altyd goed nie, want dit kan ook veroorsaak dat mense gremering nie lekker vat of lekker hou nie, dan maak hy sulke ek sê maar wolletjies, jy weet, hy maak sulke, dit is asof die produkte alles afkom en hy gaan so saam en hy maak so dingetjie wat jy kan so beweeg. Maar in elk geval. So ja, julle, kom ek wys julle gou in verband met die Vitacolor. So die Crayolan se Vitacolor Foundation is ideaal vir mense met droë vel, want hy is lekker hydrating en hy gee vir daai natuurlike glowy basis. Ek het hom gister omtrent die heel dag gedra. As jy wil sien hoe hy gehou het, gaan kyk op my TikTok video. Het ek 'n video aan die einde van die dag gepost om vir julle te wys hoe het hy gehou. So, jy kan hom aansit met 'n foundation brush, wat dan nou so lyk, of met 'n beauty blender, of met 'n blend en snap. Wat ook al jou, kan ek sê, waarvan jy hou, waarmee jy jou gremering aanwend. Ek wil vandag bietjie met die beauty blender gaan. Ek het hom gister wel met die blend en snap aangesit, maar vandag wil ek net sommer met 'n gewone klam beauty blender gaan. As julle kan hoor, so julle hoor hy's klam. En hy is omtrent 2 keer die size wat hy was voordat toe hy droog was. Okay. In elk geval, die geheim van 'n Vitacolor Foundation is moenie te veel gebruik nie. As jy te veel gaan gebruik, is dit geneig om te transfer of dit separate met die res van jou produkte, so moenie te veel gebruik nie. So wat ek maar gewoonlik doen, hierdie is eintlik 'n klein houertjie, hulle het 'n groter houertjie, maar hierdie klein houertjie hou my so lank, jy het eintlik amper nie die groter een nodig nie. En ek sit net so streepietjie aan al twee kante, nie te veel nie, net so streepietjie. En dan begin ek hom uitblend, en as ek sien ek kort nog, dan sal ek ingaan met nog. Soos wat julle kan sien, kyk al, net daai klein dun streepietjie, hoe baie produk is dit. En soos ek sê, weer eens, die geheim met hierdie produkte is, veral met Crayolan, is a little goes a long way. So moenie te veel begin opsit, en dan moet jy dit wegblend, en naderhand separate jy produkte, want jy het te veel produk op nie. So a little goes a long way, soos wat julle self kan sien, daai dun streepie het amper al reeds die hele kwart van my gesig gecover. En die ander kant weer eens dieselfde. En 'n beauty, hoekom ek ook baie keer 'n beauty blender verkies wanneer ek gremering aansit, hy gee vir jou net 'n bietjie meer 'n natuurliker afronding op die vel. Ja, hy tel produk op. Obviously gaan dit daar in die produkkie in, of in die sponsie in, maar nie so erg dat hy daai mooi finish van jou vel afvat nie. So ek het nou net weer 'n streepie by my voorkop bygesit. Julle, en ek gaan nie onder my oë in nie. Ek gaan daar iets anders te doen, ek sal julle nou wys. Want onthou ook, te veel produk onder jou oë gaan ook creasing en al daai goedjies veroorsaak. So ek maak seker ek gaan lekker teen my haarlyn op, skuif maar net my hare weg. En dan gaan ek daarin. En dan natuurlik onthou ons die neus, aan die kante. Trek maar jou gesig, dit gaan net jy wees wat jouself in die spieël gaan sien. En dan net so 'n klein kolletjie net hier bekend sit.
En ja, die Vita Color is 'n full coverage foundation en soos ek weer eens, of soos ek reeds gesê het, dit is ideaal vir droë velle, want kyk net daai mooi healthy glow wat hy vir jou gesig gee. Nou ja, toe ek voel dis genoeg vir my daily wear. Jy kan hom opbou as jy wil, maar soos ek sê, probeer vir my om te veel produk op te sit. Net seker maak ek is oralste in. En dan niks strepe is nie, en julle onthou asseblief as julle met 'n beauty blender aanwend, dis dabbing motions, moenie smeer nie. Jy gaan jou produk afsmeer. Dab, 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 dab. So kom by gemering, is dit die lekkerste oefeninge en leer jouself om van te hou. Terwyl ek besig is met Cry-Highland, gaan ek vir julle wys. Hierdie is wel die Ultra Foundation se color wheel. So wat lekker is van hom, hy is nou die highlight en contour as ek dit so kan stel. Maar hy werk ook baie lekker vir, al is dit 'n foundation, werk hy baie lekker vir cream contour en cream highlight en cream bronzing wanneer jy hoe kan ek sê foundation op het. So hy die formule blend vir my lekker saam met ander onderlaag van Cry-Highland. So ek hou daarvan om dit so te gebruik as ek dit so kan stel. So ek gaan vir julle wys. Ek vat sommer so gewone concealer brush. Ek gaan net wil fokus. Maar in 'n geval. En dan gaan ek sommer lekker in die donkerste kleure in. En dan sit ek vir my streepie op. Begin as jy nie gemaklik is met donker contouring, jy begin met min en bou hom stelselmatig op. Ek gaan sommer nou die Cry-Highland se contour brush gebruik, so hierdie kom in hulle set. Die Cry-Highland brushes is eintlik 'n baie lekker stelletjie wat jy sommer so kan pak as jy gaan travel, want jy al jou brushes daar binne en dit is mooi beskerm. So ek gaan sommer dan hierdie ene gebruik van hulle, die contour brush, en ek hou daarvan om my contouring en my blush en daai goeders met 'n borseltjie uit te blend wanneer ek my onderlaag met 'n beauty blender aangewend het. As jy die blend and snap gebruik, kan jy al jou creamprodukte nog steeds met hom uitblend, maar dit is vir my vir een of ander rede net lekkerder as jy kyk hoe mooi natuurlik 'n voorkoms gee hy. En julle dabbing motions, ek het nie een keer gesmeer nie. Onthou asseblief daai, leer dit vir jouself aan. Dab, dab, dab. Ons dab maar net lekker. So ek sit lekker contouring aan, weer eens moenie te veel nie, want jy kan dit net later as jy nog soek, kan jy dit net opbou. En ja, soos julle kan sien, die Ultra Foundation se color wheel werk verskriklik lekker saam met Vita Color. Hy tel nie my onderlaag op nie, hy separate nie met die onderlaag nie. So hy werk eintlik regtig baie lekker as jy dit in jou grimeer sakkie of jou grimeer kit het, as jy wil lekker contouring doen, lekker kleur terugsit in die gesig hier. As jy voel jy het oor die lyne gegaan, vat maar net jou beauty blender waarmee jy onderlaag aangesit het en dan versag ons maar net die lyntjies waar die contouring is, as jy dit so kan sien. Okay, so ek hou daarvan om my neus ook te contour, maar ek sit bitter min op, want ek het nie te veel produk op my neus hê waarmee ek sukkel nie. Gooi bietjie jou borsels rond, is normaal. En dan contour ons die neusie ook. As jy 'n fyn neusetjie het, is dit nie nodig nie, maar ja, ek hou maar daarvan, ek gee net vir my so 'n bietjie meer definisie in my gesig terug. Want onthou as jy onderlaag opsit, dan maak jy jou canvas blank. So al die natuurlike skadu's en al die goedjies val weg. So ek gaan nou net bietjie van hierdie weer op my voorkop sit, sodat ek net daar ook kan kleur by sit. En weer eens, ek dab hom net. En julle, ek het 'n aanlyn grimeerklas beskikbaar wat julle kan koop op my webtuiste by lizzypop.co.za, wat vir julle wys van begin tot einde eyeshadow, hoe om jou eyebrows te shape, waar om jou blush te sit, al daai tipe van goedjies. En hy is regtig nie duur nie. Julle kan enige tyd na hom kyk as julle hom gekoop het, enige tyd teruggaan. So dis nie net 'n once-off video, jy moet alles onthou nie. Jy kan weer en weer teruggaan. Okay, ons is nou by Cry-Highland trein, so ek gaan nou vir julle wys. Ek is mal oor hulle cream blush, sodat julle kan sien, gebruik ek hierdie twee heel wat die meeste. Hulle het hom in 'n stick
individuele kleure ook beskikbaar. So as jy nie 'n make-up artist is nie, hoef jy nie hierdie een te koop nie. Vir alledaagse gebruik is die stiek meer as genoeg. En wat baie lekker is, jy kan hom gebruik vir jou blush, vir jou eyeshadow en vir jou lippies. Julle, ek gaan net bly by my een contour brush waarmee ek begin het. Ek is in die mood vir 'n lekker, kom ons gaan met 'n sagter pink in. So ek gaan myne sommer hier in draai. En dan dab ek maar net my blush so mooi op. Weereens, ek vat 'n bietjie produk as ek voel, okay nee wat, ek kort nog blush, dan sit ek nog by. Dink jy groot geheim is dit as jy nie gewoond is om met grimering te werk en met kleure nie, begin met 'n bietjie en bou hom op tot jy voel, okay, dit is nou genoeg, dit is wat ek wou bereik het en dit is waarvan ek hou. En ek dink is een ding wat vir my verskriklik uitstaan van die Crayola produkte is, as jy die produk koop, hy gaan jou so lank hou. So jy weet, dit klink duur, maar op die einde van die dag hou dit jou so freaking lank. Jy gaan hom, ek het hierdie al so baie gebruik en dit lyk nog nie eens nie buiten vir my smeer soos aan die kant of ek hom baie gebruik het nie. Skiet my neus ek nou daar, gewoonlik 'n haartjie wat daar gaan sit. In elk geval. So, nou kom ons by die Ultra Foundation wheel terug. So nou wil ek concealer doen, maar ek hou nie daarvan as ek 'n cream foundation gebruik om met 'n liquid concealer in te gaan nie. So dan gaan ek met my Ultra Foundation se ligste shade in my wieletjie in. En omdat hy so lekker dun formule is en so skin-like, is hy nie geneig om so te crease nie. As jy lyntjies onder jou oë het, gaan dit crease. Ons kan niks daaromtrent doen nie, maar hy crease nie so erg nie, kom ek sê so. En dan highlight ek net maar net die gedeeltes in my gesig wat ek voel moet gehighlight word. Okay, en dit is nou waar ons terugkom by ons beauty blender. So ek hou daarvan om my concealer altyd met 'n beauty blender in te blend, want hy druk lekker die produkkies by daai lyntjies in sonder om hom vol te pak dat hy onmiddellik crease, as ek dit so kan stel. Natuurlik hou ek van 'n bietjie highlight op my neus, op my voorkop, net om daai, kan ek sê, sekere punte in my gesig meer uit te bring as ander. En aan die ander kant, en julle sien julle, ek gebruik net dabbing motions, en julle moenie bang wees as jy jou make-up doen om jou gesig te trek nie. Niemand sien jou nie, dis net jy kom maar net by al die plekkies in dat mens gewoonlik sukkel. En dan doen ek my bo-lippie ook. En kyk al klaar die baie definisie wat ek weer terug in my gesig gebring het. Okay, so ek het basically nou die Vitacolor Foundation op, ek het die cream blush op en ek het die color wheel gebruik vir contour en highlight. Of conceal, as ons dit so wil sê. Julle, ja, ek gaan vir vandag se doeleindes net om vir julle te wys, jy kan die Vita met die Yardley Loose Setting Poeier, kan jy hom set. Ek het hom gister met hierdie enetjie geset, dit is in die kleur Buff, Translucent Buff, dis die Luxurious Matte van Yardley. En Crayola het baie opsies wanneer dit kom by poeiers, gesels met hulle, sê vir hulle wat jy wil hê, wil jy 'n soft matte hê, wil jy 'n glowy matte hê, sweet jy baie, dan sou ek definitief aanbeveel gaan vir die Dermacolor se setting poeier, waar dan sê dit vir jou 'n ding soos min. In elk geval, en weer eens as dit kom by poeiers, nie te veel produk nie, so ek druk my sponsie in my poeier in, buff hom net bietjie uit, en dan wend ek hom aan. Julle, so 'n poeier set maar net basically al jou cream produkte mooi saam in die vulletjie in, en dat hy net langer hou as mens hom so kan stel. En as jou poeier 'n tipe van 'n skakering het, soos wat hierdie enetjie het, hulle sê nou Buff Translucent, maar as hy so 'n tipe kleur in het, dan gee hy nog bietjie coverage, as ek dit so kan stel. En julle moenie te veel poeier onder die oë sit nie. Julle sien, as ek begin met my poeier, begin ek op my wangbeen, dan werk ek hom onder die oog in, want te veel poeier onder die oog maak jou oë nog droër, en daai velletjie onder ons oë is alreeds so droog, ons wil hom eintlik nie nog droër maak nie. En ek hou deesdae daarvan om my gesig net eintlik in die senter te set, waar ek weet my gesig geneig is om te crease. Ofwel blinkerig te raak ook. So as jy nie hou van 'n blink voorkoms nie, set maar jou produkte met 'n poeiertjie, as ek dit so kan stel. Okay julle, so dit is my basis. Ek gaan nou gou-gou die res van my gesig klaarmaak, dan is ek nou weer terug om te set, en dan wys ek julle wat gebruik ek.
Okay, ek is klaar met die gesiggie. Verskoon my hare, julle, ek moet nog my hare gaan doen. Ek doen altyd eers my make-up. En ek gaan nou net basies set en ek gebruik die Crayola se fixing spray. Julle hierdie ding werk soos 'n bom om jou make-up lekker in plek te hou. Ek skit hom maar net 'n bietjie, julle hou hom bietjie verder weg. Hy het nogal 'n pertinente spray en hou jou asem vir so 'n paar sekondes op. Julle, as ek vir sê hy set, dan bedoel ek hy set. En julle, dit is my base, my routine en my setting wanneer ek die Crayola Vitacolor Foundation gebruik. Lekker dag vir julle. Bye.